Ons wonderlike Here Jesus. Wat 'n voorreg om voor U almag te kom buig. U as ons God in ons midde, in ons harte en selfs in ons diepste menswees in te nooi en te vra dat U in die groot genade die bose sal uitdruk en ons so sal vul met die Heilige Gees. Here, dat ons opnuut vir U sal besluit, vir U sal kies in ons harte en ook vir U sal lewe. Raak ons nou aan, bid ons in Jesus se kragtige naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen vanmôre. Dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Dit is lekker om julle almal te sien en te kan weet, dit maak nie saak wat gebeur nie, die Here is werklik daar vir ons. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek Openbaring, Openbaring 22 en ons lees daar vers 12. Jy is welkom in die vertaling van die keuse te volg. Ek gaan vir julle lees uit die ou vertaling, die 53 vertaling. 'n Kort versie, maar 'n kragtige versie. Ek wil sê 'n Adventiste versie, want dit is waarop ons as kerk gebaseer is. Dit sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. En kyk, ek kom gou. Mag die Here dit opnuut op ons harte lê vanmôre. Ons boodskap is getiteld, kyk, Jesus kom verseker. Jy glo dit, nê? Jesus kom verseker. Nou, ek wil vanmôre begin deur vir iets te wys wat ek seker is jy almal baie goed ken. Wie van u ken nou nie 'n klapper of 'n cracker in Engels nie? Nou as ek hierdie klapper vir u almal gaan aansteek, gaan er gewoonlik een van 3 dinge gebeur. U ken mos 'n klapper. Hy gaan brand en met 'n harde slag ontplof, nee, dis mos wat klappers doen. Of hy kan brand tot die lont binne ingaan en dan van een of ander rede in plaas van om te plof, dan spuit hy so vuur en rook uit. Jy het dit al gesien, die wat klappers ken. Of hy kan brand tot binne en dan vir die een of ander rede kan hy net doodgaan en niks kan gebeur nie. Ek wil met 'n klapper weet jy nooit eintlik baie presies wat gaan gebeur of wat kan gebeur nie. Nou, ek wil vir julle almal nou voor die tyd waarsku. Kyk, as ek na hierdie klapper kyk, dan lyk hy soos een wat kan ontplof, hoor. Hy lyk of hy kan werk, hierdie een. So, ek gaan hierdie klapper vir julle almal aansteek vanoggend. En ek wil u waarsku, asseblief, hierdie klapper gaan met 'n harde slag ontplof. So asseblief, tref gou net bietjie voorbereidings. As u ore sensitief is, hou hulle net toe. As u kinders het, kleinkinders het, waarsku julle. As u 'n baba het, tref asseblief voorsorg. Tref asseblief net voorsorg. Is dit reg met u? OK. Ek gaan hom aansteek en onthou wat ek vir u gesê het. Hy gaan hard ontplof. Is dit reg? OK. Is jy almal nog reg? Is jy dalk geskok? Tog het jy geweet wat gaan gebeur. Ek het u redelik die proses verduidelik. Met ander woorde, u het geweet wat gaan gebeur. Maar tog sê vir my, het dit u onkant gevang? Ja? Nee? En is dit nie interessant nie, dat ten spyte van wat ek u vooraf vertel het, is die meeste van u nog steeds heeltemal onkant gevang. Hoe so? Ek wil, julle het almal my woorde gehoor. Julle het almal die klapper gesien. Julle het almal gesien hoe dit hom aangesteek het. Julle het almal gesien hoe die lont brand.
En jy het gesien hoe die lont verdwyn so in die klapper. En toe was daar natuurlik daai spreekwoordelike sekonde van stilte. En natuurlik, in daai sekonde van stilte, het u almal se breins oortyd gewerk. En toe ewe skielik, kaboom. Maar sien nie, in daai sekonde se stilte, en toe u breinselle onkant gewerk het, oortyd het u basies was daar 3 reaksies wat in u brein plaasgevind het. Eerstens was daar diegene onder u wat gedink het, ag, hy sal nie regtig 'n klapper in die kerk laat ontplof nie. Ek wil hy's tog 'n predikant en ek wil dit gaan mos nou nie gepas wees nie. En alhoewel u die lont sien brand het hy gedink, ek sal hom dalk net betyds doodblaas, of dis maar net 'n dummy en niks sal gebeur nie. En met ander woorde, toe hy ontplof, is hy regtig onkant gevang. En die ontploffing het hy geruk, en kan ek maar sê, dit het hy heeltemal bietjie so geskit, jy weet. En dan was daar die tweede groep. En as ek dit kan waag, wil ek sê, dit was heel waarskynlik die meeste onder julle, die onseker is. Julle het gehoor wat ek gesê het, julle het my waarskuwings geluister, maar tog was julle nie heeltemal oortuig of seker dat ek gaan doen wat ek gesê het gaan gebeur nie. Weet daai, sal hy of sal hy nie? Sal hy of dit is moontlik, maar sal hy of sal hy nie? Met die gevolg, julle het niks gedoen nie. Julle het bloot net stil gesit en met groot oë gekyk wat gaan gebeur. Julle het gewag dat iets eers moet gebeur en dan sal julle reageer. Die spreekwoordelike die kat eers uit die boom uitkyk, met die gevolg, julle is ook onkant gevang, want ek bedoel, julle het nie voorbereidings getref nie, julle het nie julle vingers in julle ore gedruk of toegehou nie. En dan was daar natuurlik diegene onder julle wat my geken het. En geweet het, hierdie ou is pabel genoeg om hier voor in die kerk 'n klapper te laat ontplof. Julle het my geglo, julle het die lont gevolg soos hy gebrand het, en julle het vir die ontploffing gewag. En omdat julle my geglo het, was julle natuurlik die beste voorberei vir wat gebeur het. Nou die kern van hierdie illustrasie kom daarop neer. Hoe u my geken het, of hoe u my in u lewe ervaar het bepaal of u my geglo het, dat ek gaan doen wat ek gesê het ek gaan doen, en julle was of gereed daarvoor, of u was totaal, heeltemal onkant gevang. En net so, kan hierdie wêreld waarin ons nou vandag leef, gesien word soos 'n reuse klapper wie se lont brand. En dalk nog vinniger as wat die meeste van ons dink, gaan alles sy toppunt bereik, gaan die hemele oopbars en Jesus gaan in volle glorie op die wolke terugkom met al sy heilige engele en 'n einde aan alles maak. In ons skriflesing, Openbaring 22 vers 12, die laaste boek van die Bybel, dink daaraan, die laaste boek in die Bybel, die laaste hoofstuk in die Bybel, en letterlik die 10de laaste vers, gee Jesus ons as te ware sy laaste aanmaning as hy sê, en kyk, ek kom gou. En my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Sê vir my, glo jy dit? Is jy reg daarvoor? Verwag jy dit? Weet, ons sê maklik ja, maar tog die diepere vraag sal wees, bewys jy lewe dit?
Bewys u lewe dit. Is die wederkoms vir u werklike verwagting wat in jou hart gesien kan word? Is dit? Weet jy, net soos met u van môre met die klapper, gaan daar met Jesus se koms, se wederkoms, hoofsaaklik 3 groepe wees. Eerstens, hulle wat nie werklik in Jesus geglo het nie. Dink dit, man, kan daar iets wees soos 'n wederkoms? En minder was hulle reg daarvoor. En dan sal ook 'n tweede groep, die grootste groep in my oë, hulle wat in onsekerheid lewe. Ja, Jesus gaan eendag terugkom, ja, ons weet dit, ja, ons glo dit, maar jy weet, nie noodwendig in my lewe nie, nie noodwendig nou nie, met die gevolg, Jesus is nie daai verwagting in ons harte nie, met die gevolg, ons lewe maar ons normale sogenaamde lewens, en ons hou alles so op 'n afstand dop. Weet, kom ons kyk maar wat gebeur. Hulle is nie werklik toegewyd nie. So ek wil, sal Jesus werklik kom of nie? Sal hy werklik kom of nie? Maar die gevolg, ons wag eers dat iets moet gebeur, voor ons gaan reageer en op die wa klim. Maar dan is dit te laat. Dan is dit te laat. En dan die derde groep, is hulle wat Jesus geken het, en meer belangrik, hom geglo het. Hulle het hom op sy woord geneem en geglo, met die gevolg, hulle het elke dag Jesus deel gemaak van hulle lewens, en met verwagting gelewe, om hom as hulle verlosser te verwag. En alhoewel daar in hierdie wêreld grootendeels 3 groepe gaan wees, is daar in werklikheid maar net 2. Hoekom? Want die eerste 2 vorm saam 1 groep. Hulle wat onkant gevang gaan word. En die groot vraag vandag vir baie Christene wat in die kerk is ons wat in die teenwoordigheid van die tyd van die einde lewe. Ons wat in die teenwoordigheid van die tyd van die einde lewe. Die lont van hierdie aarde is besig om te brand en vinnig te brand. Maar tog het die duiwel ons al so aan die slaap gesis, dat ons nie die belangrikheid, die dringendheid, of selfs die gevaar daarvan in ons harte besef nie. Ons is al so in die slaap gesis met wêreldse dinge, dat ons dit nie meer besef nie. Jy weet, as jy 'n klapper se lont sien brand, dan weet jy iets gaan gebeur. Is met my? Jy weet iets gaan gebeur. En as Christene weet ons, die Here gaan binnekort terugkeer. Ek bedoel, ons weet dit. Ons kan as te ware die lont sien brand. Maar tog lewe ons asof ons vir ewig hier gaan bly. Jy weet, daar word gesê dat 1 uit elke 25 verse van die Bybel verwys na die wederkoms. Dis met ander woorde iets wat God nie wil hê u en ek moet mis nie. Hy's nie 'n God wat wil hê dat ons onkant gevang moet word nie, of onvoorbereid ons wil vang nie. Nee, hy wil hê dat ons oë moet oophou, sodat ons die lont kan sien brand, die tekens kan sien en gereed moet wees om hom as ons God en verlosser te ontmoet in ons lewens. As jy byvoorbeeld hier in jou kar moet klim, en jy ry byvoorbeeld Bloemfontein toe, wel, as jy hier uitry, jy gaan net so ry, en jy sal dalk so 1 of 2 tekens, padtekens sien, wat vir jou sê, Bloemfontein hierdie kant toe. En dan gaan jy niks verder sien nie. Maar hoe nader jy aan Bloemfontein kom, hoe meer gaan jy die padtekens raak sien. Byvoorbeeld, jy gaan al die hele entjie hier ry, en dan kry jy 'n bordjie wat sê Bloemfontein 300 kilos. En dan ry jy nog 'n hele end, en dan kry jy weer 'n bordjie Bloemfontein 200 kilos. En dan nog langer,
Bloemfontein 100 kilos. Maar dan begin dinge verander. Dan kry jy volgende keer weer 'n bord, Bloemfontein 80 kilos, 50 kilos, 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos, Bloemfontein 3 kilos. Jy sien, hoe nader jy aan die dorp kom, hoe meer sal jy die padtekens sien wat vir jou wys hoe ver jy is. En weet jy, net so werk dit met die wederkoms. Hoe nader ons aan dit kom, hoe meer sal ons die tekens raak sien wat vir ons wys hoe naby ons is, werklik naby aan Jesus se koms is. As ons byvoorbeeld kyk na al die padtekens in die Bybel, die profeseë, die tekens, is alles eintlik al vervul. En moet nog net die wederkoms plaasvind. En die probleem is, ons lewe asof daar nog baie tyd is. Ag, of dit nou nog baie tyd is. Jy weet, so tydjie terug, kyk ek 'n bietjie nuus. Iets wat ek normaalweg deesdae vir een of ander rede nie meer doen nie, of maar min doen. En terwyl ek kyk, noem hulle so deur die loop van 15 minute se nuus 4 dinge wat onmiddellik my aandag vat. Eerstens het hulle berig tussen die oorlog van Israel en Hamas, wat op daai stadium natuurlik hoofnuus was. En tweedens, van gerugte van moontlike oorloë, so sekere lande beplan en voorbereidings tref deur die ontwikkeling van hulle eie kernkragaanlegte en ook hoe hulle wapens stuur na die Oekraïne toe. En toe is daar natuurlik iets berig oor 'n nuwe wêreldepidemie wat nogal hier in Afrika kan ontstaan. En toe 'n moontlike vulkaanse uitbarsting as gevolg van 'n aardbewing wat groot katastrofie kan veroorsaak. En skielik besef ek, in een kort nuusbulletin was daar 4 duidelike tekens waarop Jesus ons aandag fokus, ons voor op die uitkyk moet wees as bewys dat die tyd van die einde naby is. In Matteus 24 gee Jesus vir ons 'n hele uiteensetting van gebeure en tekens wat hy wil hê ons attent op moet wees. In vers 6 en 7 sê hy spesifiek: en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. En 4 van hierdie tekens, ek wil 4 van hierdie tekens was in een kort nuusbulletin duidelik te sien. Ek bedoel, jy hoef nie eens meer vir tekens te gaan soek nie, of Jesus se koms naby is of nie, want ek bedoel, dit gebeur letterlik onder ons neuse vandag. As ons kyk na oorloë en gerugte van oorloë, dan is dit vir ons wat vandag lewe 'n lewende werklikheid. Ek bedoel, Rusland en die Oekraïne se stof wil nie eens gaan lê nie. Dan het Israel en Hamas, die oorlog tussen Israel en Hamas, tot vandag toe nog die potensiaal om 'n volskaalse wêreldoorlog te kan verander. Ek wil 100 jaar terug het 'n ateïstiese filosoof met die naam van Friedrich Nietzsche gesê dat die 20ste eeu een van die bloedigste eeue ooit sou wees. Nou, hierdie ou was 'n volslaa ateïs. Maar tog was hy reg? Was hy reg? Sjoe. As ons kyk na hongersnode, sê die statistieke vir ons dat 38 lande ernstige noodvoedseltekorte het. In baie dele van die wêreld is daar nog eintlik genoeg kos. Maar
baie mense kan dit net eenvoudig nie meer bekostig nie, met die gevolg dat hulle statistieke vir ons sê dat 1/3 van die wêreldse bevolking gaan elke aand honger slaap. En duisende mense sterf daagliks weens 'n gebrek aan kos of eintlik meer wanvoeding. Daar's genoeg kos, maar hulle kan dit net nie inkry of kry nie. En wat van pestsiektes? Wel, net hier in ons eie land het ons al van die vigsepidemie vergeet, soos wat COVID ons aan 'n wêreldwye epidemie bekend gestel het. En behalwe vir kankers en hartsiektes en nierprobleme, hoor ons letterlik elke dag van virusse wat weerstand opbou teenoor antibiotika. Ek wil van ou siektes wat weer terugkom en selfs nuwe siektes wat opduik. En kort gons die nuus so die een of ander virale siekte wat die potensiaal het om oornag in 'n volslaa epidemie te kan verander. En as ons kyk na aardbewings, waarteen Jesus ons waarsku, is dit iets wat die statistieke ons wys besig is om geweldig toe te neem en nie meer bloot geïgnoreer kan word nie. Weet die slim mense met die wit jasse en die dik brille, vertel ons dat daar altesaam 2119 aardbewings opgeteken is vir die 19de eeu. Dis baie, nee. 2119 aardbewings opgeteken in die 19de eeu. Maar luister hierna. En 17.777 aardbewings net vir die jaar 2025. Net vir verlede jaar was daar 17.777 aardbewings opgeteken, en wat hierdie statistieke nog soveel groter en erger maak, is dat hulle net die nou in die statistieke opteken wat 4 en hoër op die Richterskaal bereik het. As dit onder 4 was op die Richterskaal, dan het hulle dit nie eens meer opgeteken nie. Wow! Die grootste aardbewing in 2025 verlede jaar was natuurlik die een in Kamchatka, as ek hom reg uitspreek, Rusland gewees in Julie, wat die Richterskaal op 8.8 getrek het, as ek die regte statistieke gekry het, en word natuurlik beskou as een van die grootste aardbewings sedert die Tohoku aardbewing in 2011, maar natuurlik die dodelikste aardbewing. Hierdie een was die grootste, maar die dodelikste aardbewing van 2025 was natuurlik die een in Myanmar, wat die Richterskaal op 7.7 getrek het, en alhoewel hy baie kleiner was, net die gebied waar hy plaasgevind het, het veroorsaak dat 5400 lewens weg is. Net so. Wat sê hierdie statistieke vir ons? Aardbewings is nie net 'n werklikheid nie, maar neem met rasseskrede toe soos nog nooit gesien nie. Het Jesus nie iets gesê van aardbewings wat as tekens gaan dien dat sy koms voor die deur is nie? Jy weet, en daar is soveel ander tekens en vervullings waarna ons nog kan kyk, waarop Jesus ons aandag fokus of vestig om ons wakker te skud, sodat ons kan besef in watter tye ons leef. Maar ek het net hierdie klompie uitgesonder, omdat dit die dinge is wat letterlik onder ons neuse gebeur, wat ons elke dag beleef of sien of ervaar of op die nuus sien. Ons ervaar dit elke dag, maar tog het ons so gewoond geraak daaraan, dat ons dit nie meer sien vir wat dit is nie. Die lont van hierdie wêreld is vinnig besig om uit te brand. En dan gaan Jesus kom. En dit gaan dalk die meeste van ons totaal onkant vang, want ons sien dit, maar tog sien ons dit nie. Tog sien ons dit nie. Weet, in 2 Timoteus 3, vers 1 tot 5, beskryf die Bybel die mens se toestand
in die laaste dae, as dit sê. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, banneloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Jy weet, jy kan as te ware vandag enige openbare koerant optel, want jy kry amper nie meer die koerant nie, maar jy kan amper enige koerant optel, en jy sal as te ware al hierdie eienskappe waarteen die Bybel ons hier waarsku, in volkleur sien. In volkleur sien. Ek bedoel, jy hoef vandag nie eens meer intelligent te wees om te besef, maar dit is ons tye. Ons leef in hierdie tyd. Dis ons omstandighede wat hier beskryf word, so seker nog nooit voorheen in die geskiedenis nie. Nou iets baie interessants wat my opgeval het. In 1940, nou u wiskunde, 1940, dis 85 jaar terug. In 1940 het hulle 'n opname onder die Amerikaanse skole gemaak en die 7 top dissiplinêre probleme gelys wat hulle in die skole gehad het. Nou dis 1940. Wat dink u was die top 7 dissiplinêre probleme wat hulle toe in skole gehad het? Luister, eerstens, kou van kougom in die klas. 'n Dissiplinêre probleem, Praat uit hulle beurt, kinders maak geraas, hardloop in die saal, indruk in rye, slordige klere drag, rondgooi van papiere. 50 jaar later het hulle weer 'n soortgelyke opname gemaak. En die volgende 7 top dissiplinêre probleme het na vore gekom. Net 50 jaar later. 1. Alkoholmisbruik, dwelmmisbruik, tienerswangerskappe, selfmoord, verkrachting, roof, aanranding. Wat 'n totale verskil, 'n totale verval in net 50 jaar. Net 50 jaar. En vandag het dit alles eksponensieel gesneeubal. Ek dink as ek reg kan onthou, vandag het dwelms eintlik groter probleem geword as alkoholmisbruik, maar dit word nou saamgevoeg in een, naamlik substance abuse. En dan natuurlik het dra van wapens by die skool bygekom en moord. Eers was dit net selfmoord, nou is dit moord by. En ja, dis in Amerika, maar ek dink nie ons gaan verkeerd wees om te sê dat dit nie eintlik veel beter gaan in ons eie skole nie. En dis maklik vir ons om vandag, wat na al hierdie dinge kyk, te sê, sjoe, weet ons bly in 'n gemors. Dis mos maklik om te sê, joh, ons bly in 'n gemors. Hoekom het die Here nie al lankal gekom nie? En 'n einde aan alles gemaak nie? Hoekom het hy dan nie? Wel, 2 Petrus 3 vers 9 sê vir ons, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So hoekom het Jesus nog nie gekom nie? Dink net. Hy wag dalk nog net vir jou. Hy wag dalk nog net vir jou. God in sy groot liefde is so genadig met ons om ons te wil red, dat hy elke dag wat ons het en in kan lewe, die geleentheid bied om ons lewens vir hom te gee, sodat hy ons kan red. Ek wil ons weet nie eens wat later vandag met ons gaan gebeur nie.
Jy weet nie eens wat vanmiddag met jou gaan gebeur nie. Wat nog te sê van môre? Veral wat ons weet, is vandag nog jou laaste kans om jou saak reg te maak, om Jesus te ontmoet. En as jy dit nie doen nie, is dit in werklikheid 'n groot kans wat jy vat. Kyk, sê Jesus, ek kom gou. En ek dink die ergste ding wat met ons kan gebeur, is dat ons in die kerk sit. En ons sien die lont brand. Ons sien die lont brand. Maar tog doen ons niks. Ons doen niks. En ons lewe asof alles maar tog op die einde sal beter word of sal regkom, maar ons weet dat dit nie sal of kan nie. Net soos in Noag se dae, wil ons baie keer eers sit en kyk en aan die wêreld vashou vir so lank as wat ons kan en ons wag dat daai eerste druppels eers moet val. En wanneer daai eerste druppels val, sê ons, "Woe, dit is nou besig om te gebeur." En dan wil ons opspring en op die boot klim. Maar dan gaan dit vir die meeste van ons te laat wees. Tot ons uiterste skok gaan ons ontdek, maar dit is reeds te laat. Dit is reeds te laat. En daarom as ons net ons oë wil oopmaak en kyk, kan ons nie anders as om te erken dat ons op die drempel van die ewigheid staan nie. Die klapper van hierdie wêreld se lont is vinnig besig om uit te brand. Om die waarheid te sê, hy sal in daai spreekwoordelike sekonde van stilte. En die volgende oomblik, kaboom, gaan die hemele oopbreek en Jesus gaan in sy glorie saam met al die hemelliggame kom om ons te kom haal. En die vraag is jy gereed? Is jy gereed? Wat doen jy terwyl jy die lont sien brand? Ignoreer jy dit en dink, ag, dit kan nie wees nie man, dit kan ons nie wees nie. Of wag jy eers om te kyk wat gaan gebeur voor jy beplan om te reageer? Of gaan jy Jesus op sy woord vat, hom glo en dadelik reageer? Op jou knieë val en alles aan Jesus oorgee en hom toelaat om jou deur dit alles wat kom te dra, sodat ons behoue aan die ander kant kan uitkom. Kyk, Jesus kom verseker, is die duidelike boodskap. Is jy gereed om Jesus te ontmoet? Amen. Onse Here Jesus, hierdie wêreld se lont is vinnig besig om uit te brand. En Here, ons besef dit nie eens nie. Die duiwel het ons al so aan die slaap gesis met al hierdie ou wêreld en sy dingetjies, dat ons so gemaklik hier geraak het. Dat ons u woorde hier in ons agterkop eintlik vergeet het dat dit nie 'n werklikheid is nie. Maar Here, as ons na u woord kyk, as ons na die padtekens in u woord kyk, kan ons nie anders as om te besef dat hierdie wêreld se lont is eintlik al in daai spreekwoordelike sekonde van stilte, so naby is ons aan u koms nie. En Here, ons het nodig dat u ons asseblief sal wakker skrik. Dat u ons sal help om te fokus op u as ons God, ons verlosser. En dat ons nie hoef bang te wees vir die tyd van die einde nie, Here, want u is met ons. U is die een wat gesê het, u gaan terugkom. En u gaan. Help ons om u te glo. Help ons om die dringendheid, die belangrikheid en die egtheid daarvan in ons eie lewens te kan aanvaar en dat ons in hierdie tyd sal lewe
om U te ontmoet. Elke dag te besef, maar dit kan vandag my laaste dag wees. En dat ons nie onkant gevang word nie. Help ons asseblief en hou U wederkoms wakker en warm in ons harte. Ons vra dit in ons verlosser Jesus se kragtige naam. In Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie Jesus. Amen.